Here, ek vra dat U sal kom deur die Heilige Gees en dat U in ons lewens sal inpraat. Here, U weet elke hart wat vanoggend nodig het om dit te hoor. Ek vra dat U sal kom en die onverganklike saad van U woord in goeie grond sal het val. In Jesus naam. Dankie Here dat U ons lief het. Dat U sê U sal ons nie los nie. U maak ons die kop en nie die stert nie. Ons sal wen, ons sal nie ondergaan. U is die Here. Ons aanbid U. In Jesus naam. Amen. Goed nou, hierdie is nou nie vir kinders nie. Geestelike kinders. Ek dink hierdie is bietjie hoog op. Hierdie is bietjie volgende vlak. Markus 12 vers 28. Een van die skrifkenners wat hulle hoor het in die Here het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hom: "Watter gebod is die belangrikste van almal?" Nou die omstandighede daar verstaan nie. Dis hierdie klomp Jode, is die klomp Fariseërs, skrifgeleerdes, die teoloë, hierdie hele palawe wat aan die gang is op hierdie stadium in hierdie hele bedryf. En te midde van dit staan Jesus op en hy begin preek en hy sê die koninkryk van God het gekom. En hulle vra vir hom: "Wat is die belangrikste ding? As jy een ding moet uitsonder, wat is die heel belangrikste van almal?" Jesus het geantwoord: "Die eerste, wat beteken die belangrikste, die nommer 1 is: Luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag." Dis die belangrikste ding. Vir jou as mens is hierdie die belangrikste ding. Dis nommer 1. Hierdie is die belangrikste ding wat daar is. Markus 7 vers 6 praat Jesus, hy sê die profeet Jesaja, julle het mooi opgestom. Dan praat hy met hierdie klomp teoloë, hy sê julle is skynheiliges soos daar geskrywe is. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver vanaf. Hulle eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver vanaf. Hulle aanbidding is nutteloos, want hulle leringe is bloot reëls gemaak deur mense. En nou wil ek vanoggend vir jou vra, hoe lyk jou aanbidding? Hoe lyk jou aanbidding? Want het voel vir my, ek kry met soveel mense te doen wat hierdie ding half skeef trek. En het gaan meer oor, wat kan ek by die Here kry? As dit te kom aanbid. Is jy 'n aanbidder? Of is jy 'n parasiet? Is jy een van die twee? En dit klink vir my, as ek so na mense luister, dat ons is so maklik geneig om oor te hel na die parasietkant in plaas van die aanbidding gaan. Johannes 9 vers 1. In die verbygang het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?" Jesus antwoord: "Dis nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word." Dis nie vir ons lekker om te hoor nie. Ons wil alles verstaan. Ons wil alles kan uitredeneer. Ons kan sê, hier is die rede, hier is hoekom dit gebeur, en want as ons dit kan verstaan, kan ons dit beheer. Ons kan dit Here verstaan. Jesaja 45 vers 5 sê: "Ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak
al ken jy my nie. Dit doen ek, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste, met ander woorde almal, kan weet dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. God is God. Ek maak die lig en skep die donker. Ek gee voorspoed en ek bring rampe. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Ellende wag vir hom, wat die een verwyk wat hom gevorm het, 'n potskerf, tussen potskerwe van klei. Durf die klei vir die een wat dit vorm sê, wat maak jy? Ek sidder soms, as ek hoor wat mense vir die Here sê. Dat mense voor ons staan, hulle vuisbal en sê, hoe kan u dit doen? Hoekom het dit? God is God. Hy is nie 'n mens nie. Hy is niks aan ons verskuldig nie. Niks nie. God leer nie by iemand nie. Hy raadpleeg nie 'n komitee nie. Hy soek nie toestemming nie. Hy word nie verras nie. Hy is God. En vir my ons vergeet soms met wie ons te doen het. En ons kyk na ons skete en ons probleme en ons pyne en goed wat nie reg loop nie, en dan raak ons kwaad, ons raak ongeduldig, ons raak ietsie grimmig, en ons beskuldig die Here. Terwyl die eerste ding, die nommer 1 ding, is om te aanbid. Maar so maklik kan ons in hy gat trap, waar ons onsself begin verontskuldig en waar ons iemand soek om te blameer. Die eerste ding, nadat Adam en Eva aangejaag het, is hulle blameer iemand anders. Adam blameer vir Eva en Eva blameer die slang. Dis wat ons doen. En ons vergeet die nommer 1 ding. Die nommer 1 ding is om die Here te aanbid. Romeine 11 vers 33 sê, oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ver bo ons begrip is sy besluite, hoe onmoontlik om sy manier van doen te verstaan. Hoor jy? Hoe onmoontlik is dit om God se manier van doen te verstaan? Want wie het die gedagte van die Here geken? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. God is God. Niks kan van. God is God. En hy moet aanbid. Hier is die nommer 1 ding. En as jy jouself moet beoordeel vanoggend, toets jouself. Dan kyk jy bietjie na jou aanbiddingslewe. Hoeveel van dit is net versoeke, gebede. Here doen dit, Here help hierdie, Here beskerm daar, Here doen dit, Here. Hoeveel van dit is daar? En ek sê nie, jy moet dit nie doen nie. Ons moet vir mekaar bid. Is reg? Die woord gee ons die opdrag, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bring dit voor die Here. Maar in verhouding daarmee, hoeveel is jou aanbidding? Om net voor hom te staan en om te aanbid vir jy. Nie te vra nie. Nie soos 'n parasiet te kom en net van hom te wil tap nie. Maar as 'n aanbidder voor hom te kom en hom net te eer vir wie hy is. God het nie aanbidders nodig om God te wees. Hy is God. Hy het niks en niemand nodig. Niks kan verander aan die feit dat hy God is. Niks. Hoegenaamd niks. Hy is God. Aanbidders het God nodig omdat hy God is.
En hoeveel van jou energie, van jou tyd, van jou verhouding met hom, gebruik jy om hom net te aanbid? Voor hom te kniel, voor hom te buig. Net stil te staan, jou hand opsteek, Here, ek kan bid nie. Is jy aanbidder? Of is jou verhouding met hom soos 'n parasiet sin, net te kan kry? Hy moet beskerm en hy moet voorsien en hy moet help en hy moet... Wat bid jy man? Vir wie hy is? Ou Testament kon ons offers bring. Het voel vir my dit was maklik geweest. As jy die Here wil aanbid, dan vat jy 'n slam en jy gaan na die priester toe en hulle slag die ding en hulle brand hom op en daardeur sê Here, ek herken jou as God. Brandoffers. Dan kom Hosea 6 vers 6. En God sê ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Aanbidding. Al die goed in die Ou Testament. Wat Israel mee gesukkel het. Alles wat hulle aangevang het die Here oorgesien, behalwe die oomblik wat hulle iemand anders begin aanbid. Dis moeilik. Want hy is die enige ware lewende God. En hy moet aanbid word. Niemand anders. Hy moet aanbid word. Johannes 14 vers 15 sê Jesus, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Mense, dis aanbidding. Dis aanbidding is om te doen dit wat die Here vir my sê om te doen. Ek doen dit want hy hou daarvan. Of ek doen dit nie want hy hou nie daarvan. Dis aanbidding. Dis as ek gekonfronteer word met 'n situasie en my ou natuur sê doen dit. Maar ek weet my nie wat die natuur sê nee. Om dit te doen is om God te aanbid. Hier is dit van julle wat kwaad is vir mense, vir iemand, jy sit met die wrok, met die bitterheid in jou hart. Vergifnis is aanbidding. Om my persoon vry te verklaar, sê luister, ek vergewe en ek spreek jou vry. Dis aanbidding. Aanbidding is om te doen dit wat God behaag. Aanbidding is om die vrug van die Gees te leef. Om vriendelik te wees, is aanbidding. Om getrou te wees, betroubaar. Jou woord is jou woord, jou ja is ja en nee is nee. Om eerlik te wees. Dis aanbidding. Dis om God te ken en hom te aanbid vir wie hy is. Nie vir wat ek nou kan kry nie, vir wie hy is. Ons het so maklik voorwaardelik aanbid. Ek kan bid die Here want hy het my gesond gemaak. Ek kan bid die Here sodat hy my gesond moet maak. En as die genesing nie kom nie, dan begin ek wonder, maar die Here het my nie regtig lief nie. En hy stel nie belang nie. En hoekom doen hy dit nie? Aanbidding is om die houding te hê van Sadrag, Mesach en Abednego, wat bereid is om die vuur ingegooi te word. Sê, ek nie keuse nie. Maak nie saak wat op aarde gebeur nie. Ek het nie 'n keuse anders as om te aanbid nie. Ek het nie 'n keuse nie. Ek kan bid nie sodat die Here iets moet doen nie. Ek kan bid nie omdat hy iets gedoen het nie. Ek kan bid want hy is God. Niks kan dit verander nie. Niks wat met my gebeur of nie gebeur, kan hy verander nie. Hy is God. En hy moet aanbid word. Is jy aanbidder? Openbaring 4 vers 11 sê, you are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power. For you created everything and it is for your pleasure that they exist. Hy is God. En ek kan het verander.
Maak nie saak wat gebeur. Maak nie saak wat in die land gebeur. Maak nie saak of jou kinders oorsee is nie. Maak nie saak of jou lyf nie meer wil werk nie. Maak nie saak of jou bankrekening leeg raak. Maak nie saak wat nie. Hy is God. En hy moet aanbid word. Dis die nommer 1 ding. Dis waaroor dit gaan. Coram Deo beteken in die teenwoordigheid van God. Dis wat ons nodig het. Om stil te kom voor hom en hom te aanbid vir wie hy is. Nie te kom met 'n agenda nie. Ek gaan op my knieë sodat die Here my moet raak sien, sodat hy iets vir my moet doen nie. Op my knieë voor hom te gaan en net, Here, hier is God. An audience of one. Is dit jou lewe? Wat jy ook al doen, wat jy beleef, waarmee jy besig is jy bewus van hom. Hy is God. Hy moet aanbid word. Dis die hoofsaak. Dis die belangrikste wat daar is. Dis die nommer 1 ding. Al die ander goed is bysaak. Om te buig. Jy het al gedoen. Het jy al bloot net iewers waar jy alleen is, voor hom gekom sê, Here. Net voor hom buig. Om te aanbid, te kniel, jou knie te gaan. Jou voorkop teen die grond te sit. Voor hom te staan, jou hand op, en sê, Here. Hy is God, hy is die Heilige. Voor hom neer te val. Wanneer as die tyd spandeer, net voor hom te lê, op jou maag, op jou aangesig, net voor hom te lê. Sê, Here, ek kan bid nie. Stil te raak, net by hom te sit. Dit is aanbidding. En jy moet verstaan, al die ander goed sal verby gaan. Maar nie aanbidding. Al die ander goed. Alles waaroor jy bekommerd is, waaroor jy jou verknies, wat jy oorsuur is, wat jy oor wat ook al, gaan alles verby gaan. Maar nie aanbidding. So besef het, God is bo ons begrip. Sy manier van doen is bo ons begrip. En ek wil graag antwoord hê, en ek wil graag kan verklaar en sê, ek weet nie hoekom het gebeur nie, ek weet nie hoekom is hierdie kind dood nie, ek weet nie hoekom dit gebeur, ek weet nie hoekom is hierdie ou vroeg hartaanval gekry nie, ek weet nie, hoekom het die Here nie beskerm nie, hoekom het hy nie ingegryp nie, hoekom, ek weet nie. Daar's 'n rede, daar's sekerlik het God 'n rede, en dis geloof om te vertrou, hy het 'n rede. En, dis nie noodwendig hy nie. Ek glo nie enige ongeluk, enige siekte, kom van hier af. God is lig in hom, is hoegenaamd geen duisternis. Ek kan nie verklaar nie. Ek kan nie antwoorde gee nie. So ons begin. Die vraag is, wat behaag hom? Hy is God. Om 'n God bewustheid te hê, van waar ook al is, die Here is hier. Dit verander die manier hoe ek iemand hanteer, dit verander die manier hoe ek met iemand praat, dit verander die manier hoe ek optree. Want ek is bewus van hom. Hy is hier. Hy is by my. Hy sien wat ek doen. Ek wil nie 'n parasiet wees nie. En dan bedoel wees. Nie vir dit dat ek hom kan kry nie. Skuld jou niks, God skuld jou niks. Skuld jou niks. Hy is God. Hy is die pottebakker, jy is die klei. Hy kan maak wat hy wil. Jy moet hom aanbid. God is God.
aanbid hom eenvoudig, want hy God is. Nie enige ander rede. Hy is God. Hy is die Heilige. So, Psalm 95 vers 6. Val dit en maak het vast by jou. Kom ons val en ere betoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here. Ons kyk